Goeienaand, baie lekker om saam met jou te kuier op 'n Woensdag aand. Nou ja, dis die 17de. Nou net so 'n bietjie vas. Ek sien ek sukkel so 'n bietjie met hierdie stand vir my. Net om daarso. As hy 17de, kan julle glo ons is soos in klaar met hierdie jaar. Lekker om saam met jou te kuier en glo ook vanaand is opgewonde oor hierdie sessie wat ek gaan gesels oor die 9de Januarie wat ons begin met ons Daniël vas en is 'n gebruik vir my, nie 'n tradisie nie, dis nie 'n instelling nie, dis nie dat iemand gesê het jy moet dit doen nie. Vir my as persoon is Daniël vas, die eerste deel van Januarie, vir my 'n offer aan God om my hele jaar aan God toe te wy deur om af te sonder die eerste deel van Januarie in 'n Daniël vas. Vir my, Pastor Stef, baie lekker om saam met jou te kuier. Ek was vandag daar in die ooste gewees en ek dink daar in 'n mall in Woodlands. Nou ja, jy kan sien almal doen inkopies. En ja, dit is 'n ratreis, almal is besig om goedjies te koop. Vrydag is ek ook op pad, Vrydag aand slaap ons in Frankfurt, Saterdag Gariep, Sondag in George en dan ry ons plek toe. Dan is ons daar vir so 'n ruk en dan van daar af bietjie Bloubergstrand toe en kom ons die 5de terug. Nou ja, baie keer moet jy ou 'n bietjie breek vat en ek gaan soveel as moontlik opnames maak vir die tyd ook, dat jy nie voel jy's afgeskeep nie. Maar vanaand is vir my belangrik om saam met jou te kuier in die teenwoordigheid van die Here rondom die woord en met jou te deel wat ek glo ook oor die jare ek toepas in my eie lewe en wat werklik waar vir my werk en dit is 'n Dis 'n geestelike aktiwiteit. Ek weet net nie of die klank baie goed. Ek glo so. Maar dis vir my elke keer as ek deur 'n jaar is, dan besef ek, was dit nie vir die tyd wat ek afgesonder het. En baie keer is dit nie noodwendig dat jy dit net in die begin van die jaar moet doen nie. Ek doen dit gereeld deur die jaar, afsonder en my verootmoedig voor die Here. Maar voor ons verder gaan en bly jy's ingeskakel en as jy op vakansie is en die golwe breek agter jou, wel geniet ook sommer hierdie sessie saam. En as jy by die huis sit, dan wil ek vir jou sê, geniet hierdie sessie net so. Het is lekker om saam met jou te kuier vanaand. Vader, wat 'n voorreg dat ons vanaand saam in die teenwoordigheid kan kuier. Vanaand net te beleef u liefde en u beskerming. Dankie vanaand, Here, dat u ons gedra het. Dankie dat u getrou is. Daar's niemand soos u nie. Vader, u is manne en vroue wat vanaand luister met behoefte. Vanaand sê ek het nodig 'n wonderwerk, 'n deurbraak oomblik. En so, Here, bid ek ook so dat hy en sy wat luister vanaand sal ervaar die krag, die wonderwerk, die deurbraak in Jesus se naam. Here, so is my gebed ook vanaand se sessie dat u hierdie man en vrou wat saam kuier sal seën, hom sal behoed en bewaar, ook so vanaand sal hoor wat u ook so wil sê ten opsigte van die Daniël vas. Ons verheerlik u, ons besing u. Groot en wonderlik en heilig is u. Dankie vir u genade. Amen. As jy nog nie op ons groepe is nie, is meer as welkom. My nommer verskyn op die verskillende platforms. Nooi jou uit dat jy sommer maar net daai nommer vat, 'n WhatsApp stuur met jou naam en jou van. Help net jy stuur op my platform ja nie. Sit sommer jou naam en jou van sodat ek kan weet onder wat kan ek jou naam op die groep plaas. Nou ja, vanaand
ouer gewoonte tussen 8 en 9 kuier ons saam en glo jy het 'n goeie gelofte dag ook gehad gister en die rusdag was jy goedgesind. Nou ja, ek nooi elke persoon, as jy nou vanaand vir die eerste keer ingeskakel is en jy vanaand soos nog nooit ingeskakel het, baie welkom, maar ek wil jou uitnooi wat hierdie journey en hierdie aanlyn kerk saam met my pad stap, wat die begeerte en die behoefte in hulle harte dra om in die gees saam hande te vat, saam met my te gaan op die Daniël vas. En in daai tyd wil ek vir jou sê, gaan die Here soveel met jou deel vir die jaar wat voorlê. Die Here gaan met jou, daar gaan soveel goed oopgaan, daar gaan soveel goed openbaringskennis deur die Heilige Gees met jou gedeel word. En dit is altyd wonderlik, na 'n ruskansie en waar die jaar weer met spoed begin en skole begin en werk begin en nuwe take en jy weet nuwe projekte en jy weet nuwe kontrakte en selfs begin jy dalk die jaar nie so goed nie. Is dit 'n goeie tyd om dan so af te sonder en dan te hoor wat God vir jou wil sê. Nou uiters positiewe geestelike resultate volg as 'n reël op 'n Bybels korrekte vas. Nou daar's mense wat net vas as 'n diet, dit gaan nie vir jou werk hierdie nie. Hierdie is 'n geestelike tog onder, jy weet, volg 'n paar wenke wat ek met jou gaan deel, bietjie later deur die boodskap oor vas, hoe, wanneer, hoe lank ensovoorts. Maar vas is moeilik vir die vlees. Ek moet vir jou sê, wanneer hierdie liggaam moet onderdanig wees, is dit maar moeilik. Ek vind dit nou al, jy weet, as 'n instelling in my leefwyse. Maar indien dit in jou lewe met die regte, jy weet, gedagte en met die regte hart gedoen word, is hierdie een van die mees wonderlikste, produktiefste ondervindings vir elke gelowige. En ek wil vir jou sê, dit bring elke keer wanneer ek vas, die beste gevolge mee, die beste resultate. Daar kom diepte, daar kom 'n groei in die gees, daar kom openbaring in die gees. God openbaar homself op soveel mooi maniere in die tyd wat jy afsonder. Die idee is afsondering met God. En as ons die Daniël vas doen, dan gaan dit juis oor daai afsondering. En as ek dit sê, dan wil ek vir jou sê, in my lewe, wel ek is nie iemand wat TV kyk nie. So dis geen TV of enige iets wat onnodig ons aandag van die woord en gebed, jy weet, sal afneem nie. Afsondering beteken jy sny dinge uit. Afsondering beteken ek sit goed een kant van 'n tydperk. Ek verootmoedig myself. Die moslems het ook 'n tyd wat hulle afsonder. En baie van hulle gaan na Mekka. Hulle aanbid 'n dooie God. Is eintlik 'n wrede nasie. Ek bid so dat hulle tot inkeer sal kom. Ek het 'n paar kennisse wat moslems is. Ek bid vir die redding van hulle siele. Maar dat as hy sterf, hy aanbid nie 'n lewende God nie. So vir my is vas nie 'n ritueel nie. Dit word 'n leefwyse. Daar's positiewe resultate en daar's Bybelse voorbeelde wat jy kan gaan, jy weet, gaan as geen mense wat nou goed stuur ons
ek wil vir jou sê dat as ek hierna kyk en na die vas dan sien ek elke keer, daar kom mooi uit, daar kom diepte. 'n nasie, en gaan lees al hierdie versies wat ek vanaand op die groep gaan plaas. Daar's eenvoudig net nie tyd om deur alles te gaan nie. Maar 'n nasie is van uitroeiing gered in Ester 4. Gaan lees daarvan af vers 16 af. Die Here het 'n nasie gespaar toe hulle gevas het. Dink aan Jona 2 en 3, veral daar in hoofstuk 3 vers 7 en 8, hoe God Nineve, jy weet, wat oordeel en hoe hy hulle gespaar het van die oordeel af. En dink aan Matteus 17 vers 14 tot 21, daai duiwelse geeste wat uitgedryf was toe hulle, jy weet, in afsondering was. Die wil van God is geopenbaar in Handelinge 13 vers 14. Daar kom altyd in afsondering die mooi uit. Uit afsondering kom diepte, kom genesing, kom deurbrake. Handelinge 14 vers 23 waar die gemeente se leiers afgesonder het en op God gewag het in vas en in gebed, het God by hulle kom stil staan en hy het vir hulle manne uitgewys. En dis vir my so mooi om in dit te kan ervaar en te kan sien, sjoe, jy weet God is besig. Ek net hier iets kyk, ek sien nou hier as ek op TikTok weggeraak, die foon het iewers te water gekry, gooi sulke goedjies uit, ek hoop nie ek gaan dood nie. Maar al vir omtrent seker ja, hy was iewers het hy geval en iewers was hy deur die water. Hy het sulke streep, ek sien niks nie, ek sien maar net die woorde soms opkom en as ek aanlyn gaan. So ek glo hy kom uit mooi op jy weet op TikTok. Vas, sal jy vir my sê, Stef, hoekom vas ons? Hoekom doen ons dit? Wel, as jy na Rigters 20 kyk, vanaf vers 20 tot 26, het hulle gevas rondom en ten opsigte, jy weet, van 'n bepaalde saak. En wanneer ons vas, dan vas ons met 'n doel. Ons sonder af met 'n doel. En vir my is dit belangrik, dat as jy in die vastydperk ingaan, ons gaan van die 9de, ons gaan vir 21 dae Daniel vas doen, moenie wag en hoor wat ek alles te sê het, en jy gaan opgewonde wees om saam met my op hierdie journey te gaan, al is dit net vir een dag van die 21 dae, al is dit 'n halwe dag, al is dit 3 dae, al is dit 5 dae, maar om jouself te kan kry om af te sonder en om tyd een kant toe te sit vir God. Jy weet, God kyk na ons harte. En jy moet dit verstaan en jy moet dit weet, God kyk na jou hart. En daarom, jy weet, die besluit wat jy neem rondom dit, sal God eer. Nou ek sien soveel gedeeltes, dink aan Matteus 4, daar vers 2 en 3, geestelike paraatheid om versoekinge te oorwin. Dis hoekom ons vas. Jy weet, baie keer, selfs Jesus het gevas. Selfs Jesus is versoek in sy vastydperk. Ek en Karen het gister ons laaste eksamens afgelê. Op die vakansiedag, ons het 3 eksamens nog afgelê. En een van die vrae was gewees, juis ook oor, jy weet, versoekinge en bose geeste en demoniese magte en bevryding. En selfs Jesus in die woestyn moes daai pad stap deur versoeking waar selfs die duiwel by hom kom stil staan. So in vas, jy weet, die duiwel weet dat jy erns meen en dat dit vir jou belangrik is om hierdie deernis te hê om daai roete te volg. En daarom sal hy jou natuurlik in dit wil kom roof en van jou kom steel. Maar ek sien in Matteus 4 ook, hoekom hulle gevas het, was dat daai gees weer paraat sal wees. Gees, ons harte weer sensitief sal wees
om versoekinge selfs in ons lewens te kan oorwin. En natuurlik is dit soos ek na Psalm 69 kyk in vers 11. Daniël vas. 'n Vas is 'n voorootmoediging voor God. Ek gaan hierdie boodskappe ook na die tyd op ons groepe plaas, sodat jy dit kan lees. En dit jou gebed maak. En ook, so sê, weet, Here, ek wil hierdie pad stap, en deursoek jou hart, en dit gaan nie om iemand te please nie, dit gaan oor jou en God, dit gaan oor jou 2026, vir jou deurbraak oomblik. So, besluit daar in jouself, vas, hoekom vas ons? Wanneer ons in gevare is vir beskerming en vir bevryding, 2 Kronieke 20 vers 3, Esra 8 vers 21 tot 23, dit bring bevryding, dit bring genesing, vas maak dinge los van 'n mens. Vas is 'n tipe wyse van aanbidding. Gaan lees Lukas 2 vers 37 en Handelinge 13 vers 2 en 3. Dit is 'n tipe van aanbidding wat ek en jy moet toepas. Ek sien nou hierdie ding sak af. Ek kom net hier weer vas. Ek dink julle kan my sien. Ek is daarom nog in die skerm. Dis hy. So vir my is hierdie so belangrik, want weens besorgdheid oor God se werk, is dit ook hoekom ons vas. Vir my is oor my bediening, dis oor my roeping, dit is vir krag op die oorlogsveld, wat ons elkeen het 'n oorlogsveld daar buitekant om op die markplein te beweeg. Gaan lees Nehemia 1 vers 4. Vas het waarde, en daaruit eer God 'n man en 'n vrou wat besorg is oor sy geestelike welstand. Vas manifesteer ons erns voor God tot uitsluiting van almal. En nou moet jy hoor wat ek vir jou sê. Vas het ek agtergekom oor jare, kruisig hierdie aptyd, sodat alle beskikbare tyd aan gebed bestee kan word in ons lewens. Vir my, jong, ek wil vir jou sê, anders verstaan dit nie een van ons se markplein is dieselfde nie een se lewens is dieselfde nie een se persoonlikheid is dieselfde nie een se wyses van dinge, jy weet, is dieselfde nie. Maar vir my, hoe meer tyd ek met God spandeer, hoe meer ervaar ek God se krag, hoe meer ervaar ek, jy weet, autoriteit, en hoe meer ervaar ek oorwinning. Ek het agtergekom dat in my eie krag kan ek nie funksioneer nie. Ek wil vir jou sê, deur hierdie jaar, my deurbraak het nie gekom deur mense nie. My deurbraak het nie gekom omdat ek so 'n blue eye is en special is nie. My deurbraak het gekom omdat ek gehoorsaam was aan God. My deurbraak het gekom in my lewe omdat ek God geëer het. Deurbraak gekom omdat jy gehoorsaam is aan God. God stuur mense oor jou en my pad wat ons kom bless, wat die Here na ons toe stuur as gevolg van ons toewyding aan God. Dit vra nie ek jy moet volmaak wees, nie een van ons is volmaak nie. Ek dop baie toetse in my lewe, ek maak baie foute. Ek het vanoggend op die hoofweg verkeerde afrit gevat en Karen 15 minute laat by die dokter uitgebring. Het ek dit gehoor? Verseker. Ons maak foute. Maar sy was laat, maar sy was ook betyds. Die dokter het vir haar gewag. Maar ons moet in ons lewens 'n aptyd vorm van sensitiwiteit vir die Heilige Gees. Ek vra jou vanaand uit my hart uit. Het jy nog 'n aptyd vir God? Het jy 'n aptyd vir die Heilige Gees? Het jy 'n aptyd vir 'n begeerte en 'n hongerte vir meer van God? Het jy 'n aptyd vir om God te sien beweeg in jou lewe? Dan wil ek jou uitnooi.
As dit nog nie so is nie, as jy nog nie gearriveer het daar nie, dan wil ek jou uitnooi om saam met ons hierdie pad te stap van Daniël vas. Is om myself beskikbaar te maak. Daar's baie dinge wat ek nog wil bereik. Daar's baie dinge wat ek al reeds bereik het. Daar's dinge wat ek nog nie bereik het nie. En daarom hou ek aan bid. Hou ek aan vas. Wag ek op God. Nou as wenke vir die Daniël vas. En hoor my hart vanaand. Hoe moet ons begin? En jy vra my, en jy sê vir my, jeug, moet ek nou net op water wees? Daar's verskillende soorte tipes vas. Maar ek praat vanaand oor hoe begin ek, met 'n spesifieke doel. En daarom is dit belangrik, en dis hoekom ek juis ook vanaand met jou hieroor praat, dat jy oor hierdie feesseisoen ook sal afsonder, en in hierdie tyd sal 'n doel ontwikkel, en ook 'n perspektief, en ook 'n visie sal hê vir 2026. En dat jy ook sal sê, ek het 'n doel, hoekom ek gaan vas. Kry 'n doel, hoekom vas jy? Het jy lyding? Het jy genesing nodig? Is daar huweliksprobleme? Is daar familieprobleme? Is daar finansiële probleme wat opgelos moes word? Het jy 'n werkskrisis, 'n finansiële krisis? Dan wil ek vir jou sê, vra die Heilige Gees vir leiding. Bid gereeld en lees jou Bybel en sonder af. Natuurlik, as jy bid vir, en as jy daai doel bereik het, dan wil ek jou verder vat na geestelike voorbereiding. En dis hoekom ek die 17de, dis hoekom ek juist nou al met jou hieroor praat, dat jy jou geestelik sal voorberei, en dat hierdie ook 'n tyd sal wees om jou sondes voor God te bely. Dat ek en jy weet, na God toe kan kom met, weet jy wat die mooi is, weet jy wat die wonderlik is dat God sê aannemer van 'n persoon nie. Dit gaan nie oor hoeveel geld jy in die bank het, en wat jy ry, en waar jy bly nie. God soek jou hart. God vra vanaand, dat ek en jy, as ons geestelik wil voorberei, om in hierdie tydperk in te gaan ook, deursoek jou eie hart. Deursoek jou hart en bely voor God, en vra die Heilige Gees, en laat hy jou wys, waar's die swak plekke, hoekom jy elke keer misluk, hoekom jy elke keer val, en sê vir Here, hierdie is my doel, en hier berei ek my geestelik voor vir hierdie Daniël vas, en Here, wys my in hierdie tyd van afsondering. Hou altyd 'n boek naby. Hou altyd 'n boek naby, want 'n pen en papier is so nodig, want die Here praat sommer net in jou slaap, en baie keer in 'n droom. Skryf dit neer as jy wakker word. Jy weet, as daar iets is, soek dit op in die woord, as iets by jou opkom. God praat met ons sintuiglik, praat met ons deur die natuur, deur mense. Hy praat met ons deur gesigte en drome en visioene. Hy praat met ons deur sy woord, hy praat deur sy Heilige Gees. En natuurlik moet ek en jy op 'n plek kan kom, vergewe ander wat jou te nagekom het, en vra vergifnis aan die wat jy te nagekom het. Gaan lees Markus 11 vers 25, Lukas 11 vers 4, hoofstuk 17 vers 3 en 4. Doen dit, pas dit toe in jou lewe. Jy weet, gee jou lewe weer eens in hierdie tyd ten volle aan Jesus oor, en weerstaan enige werke van die vlees, van hierdie wêreld, volgens Romeine 12 vers 1 en 2. Dit is so belangrik. Jy weet, nou het ek en jy, ons het 'n doel, ons berei ons geestelik voor, ons bely teenoor die Here, ons misdade, ons bely ons swakheid, en ons lê dit voor die Here, ons vergewe mense, ons vergewe onsself, en dan sal jy vir my sê, Stef, nou kyk, wat se tipe vas? Wel, jy kan besluit op wat se tipe vas jy wil gaan. Jy kan op 'n volle vas gaan,
waar jy net vloeistof drink, of jy kan op 'n Daniel vas gaan. Nou, ek gaan op 'n Daniel vas, en die 21 dae fokus ons op 'n Daniel vas, waar vleis en suiker en stysel en suiwelprodukte uitgesny word. En die enigste vloeistof wat gedrink mag word is, jy weet vars vrugte en groente, sappe en water. Nou, ek wil vir jou sê, dis nie so sleg nie, hoor. Dis ook 'n tyd van suiwering. Nou sê vir my sê, hoe lank? Meeste mense vas maklik van 'n dag tot 3 dae. As jy voel, kan jy langer. Jy kan tot 21 dae. Ek het al 40 dae gevas. Gebruik natuurlik wysheid, gebed en wag op die leiding van die Heilige Gees. Nou, moenie as jy 'n diabetes, jy weet, sommer net op 'n vol vas gaan. Dan begrawe ons jou na eerste week van ons vas. En ek is nie so baie lief vir begrafnisse nie. So asseblief, as jy weet, daar's maniere. En God, wat ek weer eens sê, kyk na jou hart. Selfs nie jy's besig met chemo, jy's besig met, jy weet, met die dokters, jou siklus van medikasie, en nou stop jy sommer dit, want jy voel nou sommer net, ek dink net, ek sien daarom, ek's nog daar op TikTok. Jy dink nou maar net nie, ek gaan nou sommer vas van al my medikasie. En nou beland jy daar in ICU, en dan sien jy maar Pastor Stef te sê, nie asseblief nie. Dis hoekom dit so wonderlik is, dat ons op verskillende wyse kan afsonder, en wat ek jou die hele tyd sê is die kenner van ons harte. Jy weet, ek moet vir jou sê, jy moet wysheid gebruik, en gebed, en wag op die Heilige Gees. Nou, wat om te verwag in hierdie tyd? Wel, wanneer jy vas, natuurlik gebeur dit dat jou liggaam detox, en dis wonderlik, en word gifstowwe uit jou sisteem verwyder. Ek het dit nie baie ervaar nie, maar in die begin van my tyd wat ek vas, dan kry ek hoofpyn, en daar's onttrekkingssimptome van suiker het ek al gehoor, en kafeïen, want jy sit dit een kant, en party mense kry sommer, hulle raak aan die bewerasie van, hulle mis hulle kafeïen. Jy sal hongerpyne ondervind. Wel, ek wil vir jou sê, beperk jou fisiese aktiwiteite ook. Vir my is daai altyd 'n tyd van verkoking. Ek ervaar net in my liggaam is in daai tyd altyd sterk. Dus hier van dag 16 tot hier van dag 15 tot 18, 19. Daai ek dink is maar baie met ou se gedagtes ook. Dan kry ek swaar. Maar die eerste 2 weke, jy weet, amper 3 weke, jy weet, hier in die middel van my 3de week, dan trek ek bietjie swaar. Maar dis ook dan die mees aangenaamste tyd om te sien hoe God deurkom en wonderwerke plaas, want ek het al ervaar dat op dag 2 van my vas, ek bonatuurlike wonderwerke ervaar het. Hoe God opgedaag het bonatuurlik. Ek kan nie vir jou vertel van die honderde getuienisse wat mans en vrouens en gesinne met my gedeel het. Mans en vrouens het op skei gestaan het, met saam besluit het, hulle gaan vas oor hulle huwelik, hulle gaan vas oor daai tyd, saam. Hoe God herstel gebring het, hoe God, jy weet, daar meelewing was, en hoe herstel plaasgevind het, en hoe die Here hulle gebless het deur die jaar. Daar's honderde, daar's duisende sulke gevalle wat ek ervaar het van getuienisse en deurbrake. Vat tyd ook in die tyd wanneer jy vas om te rus, om te oefen. Vat tyd ook om, jy weet, om te vas. Wil ek vir jou sê, bring die wonderlikste resultate mee. Volg Jesus se voorbeeld in vas. En as ek dit sê, spandeer tyd by Abba Vader en luister
na lofprysing en aanbiddingsmusiek. Ek sal juis besig om liedjies te skryf vir daai tyd, rondom my dagstuk. Ek is besig om my dagstuk, ek bid juis nou, dat die Here vir my vir die 21 dae, 21 besonderse boodskappe sal gee, met besonderse treffende leiding vir jou en my, vir die jaar, wat ons in die eerste 21 dae gaan toepas. Gebruik lofprysing, soek die aangesig van die Here, spandeer tyd en luister, jy weet, na geestelike materiaal, bid geduldig deur. Daar's goed wat jou tyd kan steel, vermy dit. Jy weet, jou TV, en fokus, jy weet, op jou hart en jou siel, op God. Fokus op dit. Natuurlik is daar 'n tyd wat jy dan moet dit beëindig. So, om jou vas te verbreek, moet daar stadig aan jou eetgewoontes verander word. Moenie te oorhaastig vleis begin eet nie. Begin met vis, dan saggekookte hoender en heel wat later eers rooi vleis, sodat jou liggaam weer gewoond kan raak aan hierdie kosse en in jou verteringsstelsel. Ek deel met jou wat ek ervaar het. En ek gaan met jou baie materiaal deel ook in daai tyd, om jou te bemoedig en ek gaan vanaand ook vir jou, jy weet, sommer net 'n lysie van, jy weet, kosse gee wat jy kan eet en wat jy kan uitskakel, as jy dit wil, daai roete wil volg. As jy 21 en as jy 10 dae vas, moet jy 10 dae vat om, jy weet, die vas te breek weer. As jy 21 dae vat, het ek geleer, moet jy vir 21 dae daarna stelselmatig weer jou eetgewoontes in plek kry. Nou, daar's sekere goed wat jy kan eet, daar's sekere goed wat jy nie kan eet nie. Is dit Bybels? Dis Bybels. Ek sal vir jou die skrifte deurgee, jy gaan alles hê vanaand. Breinrys, oats, jy weet, dis grane. Dis wat jy kan eet. Gedroogde bone soos splitbone en lensie, swart oogertjies, daar's baie. Maar ek deel met jou wat ek gebruik en wat vir my werk, vrugte soos, jy weet, appelkose, piesangs en appels en bessies en amper sê ek bye, vye, pomelos, druiwe, koejawels, suurlemoene, mango's. Dis goed wat jy kan gebruik, kiwis, papayas, perskes, arbeie, pynappels, pruimedante, pere, wartlemoen. Ek eet dit deur die dag. En groentes soos asperges en broccoli en beet en brussels en kool en wortels en peppers, gemmerwortels, snoffel, eiervrug. Koop jy hoor wat ek vir jou sê, sampioene, eie, pieterselies, blaarslaaie, patats, murgpampoentjies, spruite. En as ek sê murgpampoentjies, dan praat ek van skorsies. Jy weet, wortels, komkommers, mielies, jy weet, seldery. Sade, natuurlik neute en spruite. Ek sien hy val alweer af hier. Vanaand weet ek nie wat is met my stand. Hy wil net afgaan. Daar sy. Mineraalwater. Ek moet vir jou sê, dit is, ja, natuurlik tomaties en spinasie en radyse. Aartappels, jong, baie gebruik aartappels baie nie, want hulle sê dit is stysel. Ek moet vir jou sê, daai is 'n besluit vir jouself. Maar ek het geleer uit sappe, groentesap en rooibos tee met heuning en vrugtesap en 100% groentesap. Natuurlik, as jy kruie gebruik en speserye, gebruik olyfolie, rooi peper, minsout. Dit help nie, jy hou
by al daai goed en jy breek nie met sekere goed nie. Ek het die ander aand toe sê ek vir iemand in die vas het ek geleer om, jy weet, vleis te vermy, rooi vleis en hoender en vis, seekos, gebraaide kos, pasta, koring en brood, verfynde stysel, suiker. Ek wil vir jou sê, suiker moet jy eintlik uit jou, jy weet, heeltemal uitsny. Dis net nie gesond nie. Olies en margarien en preserveermiddels is in baie kosse. En jy sal my nie glo hoe skadelik dit is, ook vir jou liggaam. Gaskoeldrank, kafeïen, jy weet, suiwelprodukte. Ek gaan dit vir jou deurgee en as nog ander boodskappe wat ek ook oor die vas met jou gaan deel nader aan die tyd. Ek wil maar net iets in jou gees vanaand los. Maar laastens wil ek vir jou sê, jou ware kos tydens vas is gebed, is afsondering met die woord. Matteus 4 vers 4. As jy die gaan versuim om te bid en af te sonder, is jy nie besig met 'n Bybelse vas nie. Sonder die regte motiewe gaan jy nie die seën ervaar nie. Jy gaan net pyn en ongerief ervaar oor daai tyd van vas. Ek wil vir jou sê, 'n Bybelse vas is een van die geseënste geestelike aktiwiteite waarin enige man, enige vrou betrokke kan inraak. Pas dit toe. Daar's skrifte, ek het eintlik nog 2 boodskappe rondom dit, wat ek met jou wil deel, maar ek gaan dit later met jou deel. Maar vir my het ek ervaar dat in daai tyd is vas en gebed so belangrik. En vanaand, wanneer jy hierdie geestelike terrein van 2026 ingaan, moet ons voorbereid wees op konfrontasie. Ons moet voorbereid wees, daar gaan tye wees van konflik, daar gaan tye wees van swaar kry, daar gaan tye wees van aanslag. Daar is geen vooruitgang in enige geestelike tog sonder konfrontasie. My nommer, ek dink Renier, hulle gaan hom nou op die page weer sit, stuur vir my boodskap, ek sal hom sommer op my Facebook ook net plaas. Ek net hierdie, ek dink is omdat ek hier agter 'n groot charger ook op het vir die Apple foon, want hy werk net nie mooi saam vanaand nie. Maar onthou, daar gaan weerstand wees. Josia sê, vers 12, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met liefde, braak vir julle 'n braakland. Hoor wat sê hy? Want dit is tyd om die Here te soek. So hierdie gaan 'n tyd wees wat ons die Here soek vir die res van ons jaar. Ons begin daar. Hy sluit af in Hosea 10 vers 12 en hy sê, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Nou ek vas vir 'n deurbraak. Ek vas vir mense se siele om gered te word, vir mense se genesing, vir my eie welstand, vir my kinders, vir my huisgenote. Ek vas vir my geestelike toestand. Ek vas vir elke faset. En nou kom Hosea 10 en hy bring dit. Hy sê Jesaja 45 vers, gaan lees dit, vers 6, van vers 2 tot 6. Hy sê daarso vers 2, hoor wat sê, hy sê, ek self sal voor jou uitgaan
en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stukkend slaan. Vers 3. En ek sal jou die skatte gee wat in die donker is en die verborge rykdomme, sodat jy kan weet dat ek die Here is wat jou by jou naam geroep het, die God van Israel. En dan sê hy in vers 4. Terwille van Jakob my knegt en Israel my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep. Ek het jou 'n erenaam gegee, hoewel jy my nie geken het nie. En dan sê in vers 5, hy sê, ek is die Here en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie. En dan sluit hy daar af, hy sê in vers 6, hoor hoe mooi, hy sê, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Here en daar is geen ander een nie. Ek wil hê, jy moet hierdie jaar wat kom, ons moet hierdie jaar begin om die Here te soek, deur 21 dae te vas en te bid, op verskillende wyses. Gaan bid jy daaroor? Maak dit jou gebed, soek die Here, en ek wil vanaand vir jou sê, die Bybelse vas is om jou vrywillig te weerhou van kos en dinge vir natuurlik 'n geestelike doel. Vas skep 'n atmosfeer van wonderwerke. Vader, ons wil vir U dankie sê vanaand, dat ons so saam kon kuier. Dankie vir die woord. Dankie dat ons al reeds kan terugkyk en sien hoe U ons gedra in hierdie jaar. U is 'n getroue God en U is 'n waarmaker van U woord. En daarvoor eer ons U vanaand. Dankie Koning Jesus. Here, bid vir hierdie man en vrou wat vanaand geluister het, wat 'n behoefte en 'n begeerte het om saam hierdie pad te stap. Dankie dat ons kan voorontmoedig. Dankie dat ons osself geestelik kan voorberei. Dankie dat ons kan bely en ons dinge kan laat staan in ons lewens. En ons vanaand, Here, besluite neem in ons lewens om terug te keer na U verordeninge en dat geregtigheid, Here, ons weer deelagtig word. Eer U, ek loof U, ek prys U vanaand. Ook so vir hierdie man wat geluister het, vir hierdie vrou. So bid ek vir hulle huise, Here, U seën. Ek bid vir genesing. Ek bid vir deurbraak. Ek bid vir hulle wonderwerke vir 2026. Al die lof kom U toe. Dankie, Here. U is 'n waarmaker van die woord. Ons loof en ons eer U in Jesus se naam. Amen en amen. Maar ek kyk uit om saam met jou te kuier môre aand terwyl ons bid vir almal. So, nou ja, môre aand bid ons vir elke man en vrou se gebedsversoeke. Stuur dit vir my op WhatsApp en ek kyk uit om môre aand saam met jou te kuier. 'n Mooi aand, baie blessings. God bless.